Welkom by dag 39, geloof wat lewe bring van die rooi tou. Rahab het geglo in die God van Israel, selfs toe Jerigo op die rand van vernietiging was en alle hoop verlore gelyk het. Soos Martha ook met die dood van haar broer Lazarus, moes Rahab kies om in die donkerste oomblik te glo. Jesus nooi Martha uit om dieper as haar omstandighede te kyk en in hom as die bron van lewe te glo, soos in Johannes 11 vers 25 tot 26. Geloof wat lewe bring is nie net hoop nie, maar 'n aktiewe vertroue in Jesus, die opstanding en die lewe. Dit lyk verby hopeloosheid en vind nuwe moontlikhede in Christus wanneer ons na dit kyk as eerder na ons omstandighede. Geen situasie is te finaal of verlore vir God om daar lewe in te bring nie. Martha moes glo dat Jesus die bron van lewe is, nie net die een wat wonderwerke kan doen nie. Ons word genooi om in Jesus te glo, nie net vir die toekoms nie, maar ook vir nuwe lewe in ons huidige uitdagings. Geloof wat lewe bring, transformeer ons deur die opstanding van Christus en gee ons moed om aan te hou vertrou. Rahab en Martha is uitgedaag om in God te vertrou, selfs wanneer omstandighede onomkeerbaar lyk. Jesus se vraag aan Martha, glo jy dit, is steeds relevant vir jou en my. Glo jy dat hy lewe kan bring in jou doodste situasies? Rahab het geglo en die rooi tou as 'n teken van haar geloof gebruik. Martha het geglo en gesien hoe haar broer lewe ontvang het. Geloof verander onmoontlike situasies in lewende getuienisse van God se genade en krag. Vertrou God in 'n aspek van jou lewe waar jy sukkel om beheer los te laat. Dink na oor hoe Jesus reeds lewe en verandering in jou moeilike situasie gebring het. Kom ons bid saam. Here, ons glo dat U die opstanding en die lewe is. Bring asseblief nuwe lewe in die afgestorwe dele van ons lewens. Versterk ons geloof en herinner ons dat U in elke situasie hoop en lewe bring. Amen.